Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lief vriende, die seekoei is een van die top 6 dodelikste diere volgens die BBC. Daar's 'n paar interessante dinge oor seekoeie sekerlik. Hulle is van die diere wat saam met olifante en renosters gejag word. Vir hulle tande natuurlik word hulle gejag en hulle is in groot gevaar vir uitwissing dan ook. In dieretuine is daar aangeteken dat seekoeie tot 58 en 'n ander seekoei tot 65 jaar oud geleef het, terwyl in die wild is hulle leefspan omtrent 40 jaar. In Suid-Afrika is seker een van die bekendste seekoeie, nie net in ons land nie, maar oor die wêreld. Jessica is die seekoei se naam. Sy het in 'n huis geleef daar in Hoedspruit van baie klein af. En toe sy gered is, 'n paar dae na haar geboorte wat sy gered is, het sy gewoonlik in die huis gebly. Sy het nogal lief gewees vir rooibossteem en sy het 'n kamer gedeel op 'n matras saam met 5 boerboelhonde, Engelse bullterriers, Engelse bullterriers wat sy dan ook so 'n kamer gedeel het dan. So liewe vriende, baie interessant hoe dit dan ook met die seekoeie so is dan. So wil ons dan ook met u deel, liewe vriende, daar in die woord van die Here is daar in Kolossense 1 so 'n paar verse waar kinders van die Here beskryf word en Kolossense 1 vers 10 sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Nou net hierdie saak waardiglik. Kind van die Here, dis hoe ons optrede behoort te wees. In alle omstandighede rondom aller mense moet ons optrede sekerlik waardiglik wees en dat ons so voor die Here ook sal wandel, waardiglik, om hom in alles te behaag. Hoe doen ons dit? Ons behaag die Here in alles wat ons doen, deur die goeie werke en dat daardie goeie werke natuurlik vrug oplewer, sodat ons meer in die Here Jesus ook so kan groei dan. Dan is daar 'n ander beskrywing en dit is dat ons bekragtig word. Daar in vers 11 lees ons hierdie woorde: en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En kind van die Here, is dit nie wonderlik om te weet ons is bekragtig deur die Here om waarlik tot eer van sy naam te kan leef. Ja, selfs dat ons lydsaamheid sal hê, lankmoedigheid sal hê. Maar nou is dit een ding om lydsaam te wees en lankmoedig, maar ek doen dit nie met blydskap nie. En hier is die wonderlike saak. Hierdie lydsaamheid en lankmoedigheid gaan gepaard met blydskap. So wanneer ek in hierdie lydsaamheid is en in hierdie moeilike omstandighede is, kan ek my nog altyd verbly in die Here. Kan ek nog altyd doen wat die Here ook van 'n mens vra. En dis sekerlik net die Here wat 'n mens so kan bekragtig om selfs in die moeilikste omstandighede nie net waardig te wees nie, maar bekragtig te wees om in lydsaamheid so op te tree tot eer van die naam van die Here ook. Dan, liewe vriende, is daar 'n derde en dit is bekwaam, dat ons as kinders van die Here bekwaam is. Jy weet, dit is altyd lekker om iemand te sien wat bekwaam is in iets wat hulle doen. En nou sommer dadelik respek vir hulle. En so behoort dit vir elke kind van die Here te wees. Die wêreld behoort ons te sien en te weet dat ons bekwaam is. Sekerlik in ons handel en wandel en hoe ons die Here dan ook sekerlik so dien en dat die Here ons ook so sal gebruik. Kolossense 1 vers 12 sê hierdie woorde: en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Is dit nie wonderlik, liewe vriende, dat die Here ook vir u as sy kind bekwaam kom maak het en dat u so moet weet dat u kan sekerlik tot eer van die Here lewe. Alles is vir ons gegee om in bekwaamheid sekerlik op te tree dan. En die rede waarom ons al hierdie dinge kan doen, vers 13 wat sê: hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Waarom? Want die Here het ons gered. Die Here het ons sy kinders gemaak. Die Here het my 'n nuwe skepsel gemaak. Daarom kan ons hierdie dinge doen. En mag jy as kind van die Here in hierdie wonderlike oorwinning leef tot eer van die wonderlike naam van die Here. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat U die een is wat vir ons so kom bekwaam maak. Dat U die een is wat vir ons sekerlik kom bekragtig. Here, dat U die een is wat maak dat ons in alle waardigheid kan optree. En ons eer U daarvoor. Dankie vir die verlossing.
Amen.